Apartheid. As iemand net hierdie woord hoor, word hulle dadelik oorweldig deur emosies, maar die reaksie is verskillend by verskillende mense. By sommige roep dit 'n skuldgevoel op, by ander wek dit woede en by ander 'n gevoel van nostalgie. Die hoof van ons navorsingsspan, Dr. Arie Sleeboes, was net 2 jaar oud toe apartheid afgeskaf is. Ek self is eers 5 jaar na die afskaffing van apartheid gebore. Niemand van ons hier by die Willem Petse groep se navorsingsspan het enige eerstehandse ervarings van apartheid nie. En daarom, wanneer ons hierdie skuldgevoel van ons skouers afgooi, wat in ons kele afgeforseer is deur propaganda van ons skole en ons universiteite en die TV en alles wat ons hier in Suid-Afrika gesien het, kan ons emosieloos en net met feitelike waarhede na apartheid kyk en dit analiseer. Ons het dus besluit om 'n reeks te maak, die waarheid oor apartheid, waarin ons bes gaan probeer om 'n onbevooroordeelde analise te doen van hierdie tydperk in ons geskiedenis. Deel hierdie video's met al jou vriende en belangriker, wys dit vir jou kinders, sodat hulle hierdie skuldgevoel van hulle skouers kan afskud wat hulle elke dag plat trek, daar waar hulle sit in die skool of in die klasse by die universiteit. Wat is dit van apartheid wat die verbeeldings aan alle kante van die politieke spektrum so aangryp? Waarom is hierdie politieke sisteem wat in die konteks van die wêreldgeskiedenis in 'n relatiewe klein gebied vir slegs 'n baie kort tydjie toegepas is, vandag steeds die onderwerp van debatte wêreldwyd en 'n eindelose beskuldigings en verskonings? Bly ingeskakel, want in hierdie video en die reeks wat hierop gaan volg, gaan ons nie doekies omdraai oor die feite nie. Elke geslag erf 'n verhaal oor sy verlede. Die mens word nie in 'n vakuum as 'n individu gebore nie, maar binne die konteks van 'n historiese tydlyn. Die manier hoe ons sin maak van die werklikheid is ook so dat ons die verlede neem om sin te maak van die hede en daarvolgens te beplan vir die toekoms. Soms word die verhaal van 'n volk se verlede gebruik om trots te kweek, maar soms word dit ook gebruik om skuld te kweek en blame te plaas. As dit kom by die laasgenoemde, is daar geen beter voorbeeld as apartheid nie. In Suid-Afrika vandag is apartheid vir party 'n simboliese sondebok en vir ander 'n ongemaklike geskiedenis wat verkieslik in die stilte moet wegverdwyn en nooit oor gepraat moet word nie. As ek een ding met hierdie reeks wel kan regkry, sal ek hoop om elke kind wat hierna kyk, sy uitkyk te verander, dat hy met trots kan terugkyk na sy voorouers, wat hulle beste probeer het deur ons geskiedenis in die milieu waarin hulle was, en baie goeie dinge opgebou het, voor, tydens en na apartheid, en baie reg gekry het. Maar die feit van die saak is dat geen volk sy toekoms kan bou op leuns of halwe waarhede oor sy verlede nie. Die waarheid moet uitkom, ongeag of mense daarvan hou of nie. Daarom gaan ons ook nie skroom om kritiek op ons voorsate te lewer waar nodig nie. Wat u in die reeks gaan sien, is ons probeerslag om so naby aan die waarheid te wees as wat ons in staat is en elke bevooroordeeldheid op sy te skuif en net na die feite te kyk rakende apartheid. Ons gaan daarom nie bloot net 'n ou geskiedenisboek oopblaai nie. Ons wil die simplistiese narratiewe oor apartheid deurbreek wat so dikwels ons politieke diskoers in Suid-Afrika oorheers, en ons wil ons jonger geslag bewapen met die waarheid sodat hulle die toekoms kan binnegaan. Maar waarom juis apartheid? Van al die goed wat ons moontlik oor kon praat op hierdie kanaal en al die moontlike geskiedkundige tydperke in ons volk en in ons land se geskiedenis, waarom het ons juis daarvoor gekies om hierdie uiters kontroversiële onderwerp wat 'n bitter klein deel van ons volk se geskiedenis is, te hanteer? Wel, die rede daarvoor is eenvoudig omdat hierdie 20ste eeuse fenomeen veral dekades lank gebruik word om ons volk mee te tugtig, te slaan. Apartheid word immers gebruik as 'n regverdiging vir elke anti-blanke beleid wat die ANC kan uitdink en deurvoer. Verder word ons jong mense nou ook al vir dekades gebombardeer met anti-Afrikaner en anti-blanke propaganda op grond van apartheid. Selfs al is apartheid al amper 35 jaar terug afgeskaf, word dit steeds elke dag as deel van die politieke narratief opgebring om alles wat in hierdie land verkeerd gaan
op wit mense te blameer en Afrikaners uit te maak as die grootste skurk en onderdrukker. Hoeveel keer moet ons nie hoor van die sogenaamde legacy of apartheid, wat wie weet watter onregkamstig veroorsaak het. Of dit nou die feit is dat jou krag af is, of die feit dat jy nie kan werk kry met jou ingenieursgraad nie, dis alles die legacy of apartheid. En dit is juis hier waar die hart van die saak lê. Apartheid het 'n politieke spook geword wat doelbewus nie deur ons nie, maar juis deur ons vyande lewendig gehou word elke dag. Dit dien as 'n maklike verskoning om mislukkings in die hede toe te skryf aan die verlede. Wanneer die ekonomie stagneer, wanneer misdaad totaal en al buite beheer raak, of wanneer basiese dienslewering in duie stort, dan word die ou afgesaagde deentjie keer op keer weer gesing. Dis apartheid se skuld. Hierdie konstante teruggryp na die verlede maak dit noodsaaklik om hierdie onderwerp opnuut self van ons kant af te ondersoek en die historiese waarheid oor ons volk te ontbloot. Dit is tyd dat ons apartheid uit 'n ander oogpunt ondersoek. Waarom het die mense van die 20ste eeu dit nie net ondersteun nie, maar aktiewelik gevra of gesmeek daarna? Ons volk was gedompel in 'n splinternuwe land, Suid-Afrika. Voor die Vryheidsoorlog het hulle nog in hulle eie boererepublieke geleef. Skielik was hulle in 'n nuwe bedeling met nuwe landsgenote. Engelse uit die Kaap en Natal, Afrikaners uit die Kaap. Sommige van die Afrikaners was rebelle in die Vryheidsoorlog wat elke dag getrotseer het dat hulle gefusileer kan word. Ja, die Engelse het nie krygsgevangenes van die Kaapse rebelle geneem soos uit die boere uit nie. Die rebelle is se muur doodgeskiet. Ander Kaapse Afrikaners het weer Engeland ondersteun. Sommige van hulle omdat hulle te bang was vir die dood en ander omdat hulle groot finansiële baat hieruit gemaak het. En dan, ten laaste, die meerderheid miljoene swart mense, wat nooit burgers van ons republieke was nie, en ook nooit daar gewoon het nie, maar wat in hierdie milieu, in hulle miljoene ingevoer is van die Transkei en Zululand en al hierdie ander plekke waar hulle wel gewoon het, na die ou Transvaal, Pretoria en Johannesburg, om goedkoop arbeid op die Brits-Joods besitte myne te gaan wees. Terselfdertyd was ons volk weer platgeslaan na die oorlog en moes kompeteer met die swart mense vir die bietjie werk wat beskikbaar was nadat hulle alles verloor het om kos op hulle kinders se tafels te sit. Hulle moes ook na die stede toe trek en tussen hierdie massa swart mense gaan woon. Hulle het geweld en misdaad daarteë gekom, wat hulle nooit in hulle eie volksrepublieke ervaar het nie. Dit was totaal buite hulle verwysingsraamwerk. Dit was as gevolg van meerendeels hierdie twee redes dat hulle apartheid as hulle enigste weg om oorlewing in hierdie nuutskepping van 'n land Suid-Afrika gesien het. Dit was hulle enigste plan. Was dit die beste moontlike plan, kan ons vandag terugkyk en vra? In die reeks gaan ons in diepte na daardie vraag kyk. Maar vir nou kan ons bly staan by die feit dat dit die enigste manier van oorlewing was te midde die geweld, misdaad en armoede wat hulle beleef het en wat hulle in hulle verwysingsraamwerk kon insien in daardie tyd. Ek en Dr. Sleeboes, wat saam met my hierdie video skryf, het nie beleef hoe dit was nie en ons het ook nie 'n bepaalde nostalgie vir die stelsel nie. Ons kom uit 'n totaal nuwe ander bedeling, die sogenaamde nuwe Suid-Afrika vandag, die Mandela reënboognasie. En op die ou ende van die dag moet ons besef dat apartheid of segregasie vir slegs 'n paar dekades in die 20ste eeu deel was van ons volksgeskiedenis, wat oor meer as 370 jaar in hierdie land strek. Die vryburgers het nie apartheid beleef nie, die voortrekkers het nie apartheid beleef nie, Paul Kruger en die boererepublieke het nie apartheid beleef nie. Soveel van ons volk se glorietydperke was baie lank voor die Unie van Suid-Afrika in 1910 tot stand gekom het en die beleid van apartheid daarna ingestel is. En juist daarom is dit belangrik om hierdie perspektief te behou om sodoende apartheid te sien vir wat dit werklik was. 'n 20ste eeuse poging om oplossings te vind vir 20ste eeuse koloniale probleme. Ons bedoeling is dus nie om die stelsel op te hemel as die uiteindelike oplossing vir ons of vir enige ander volk nie, en ook nie om dit af te kraak en af te breek tot in die grond in nie. Ons wil die waarheid praat oor wat gebeur het, slegs om die volle waarheid te praat.
Ons poging in hierdie reeks is juis om spesifiek tot 'n beter verstaan van hierdie historiese tydperk te kom, om sodoende 'n nugter perspektief op ons geskiedenis daar te stel, want net deur dit nugter en eerlik te bestudeer, kan ons in staat wees om weerstand te bied wanneer die vyande van ons volk dit aanwend as 'n wapen teen ons. Apartheid mag dekades lank al verby wees, maar as ons nie self oor ons verlede praat nie, sal ander dit namens ons doen, met al die verwronge agendas wat daarmee saamgaan. En dit is waarom ons daaroor gaan praat. In hierdie reeks gaan ons dus nie terughou nie. Ons gaan 'n geskiedenis indelf waaroor mense vandag nie graag wil praat nie. Ons gaan elke sensitiewe onderwerp oopkalf en elke taboe deurbreek om vir julle, ons kykers, die volle waarheid oor apartheid te gee. Sonder agendas, sonder motiewe, sonder historiese nostalgie. Ons gaan die feite op die tafel sit en die gesprek oopmaak. En hopelik 'n positiewe impak op u en die kinders hê om die waarheid te weet van die volksgeskiedenis. Ons gaan die onderwerp as 'n historiese fenomeen bestudeer en ons gaan dit so objektief as moontlik doen. Maar soos elke goeie historikus weet, is volkome objektiwiteit nie menslik moontlik nie. Inteendeel, om enigstens histories gegevens te interpreteer, is daar altyd 'n bepaalde lens voor nodig. En daarom erken ons ook dat ons navorsing geskied deur die Christelike nasionale lens, die beskouing wat ons skaamteloos hier by die Willem Petse groep handhaaf. Tog handhaaf ons juis hierdie beskouing omdat dit begrond is in die waarheid self. In die proses besef ons dat ons video's ook baie kritiek gaan ontlok. Baie mense wat hierdie kyk gaan ongelooflik kwaad wees aan beide kante. Maar ons sal nie daarom terugdeins nie. Ons staan in diens van ons koning Jesus Christus, wat homself in Johannes 14 vers 6 beskryf het as die weg, die waarheid en die lewe. En uit daardie oogpunt uit gaan ons hierdie video's maak. Ons staan daarom in diens van die waarheid en hierdie reeks het niks minder of niks meer as die waarheid ten doel nie. Dit is ook die doel van hierdie nuwe reeks wat ons nou op hierdie kanaal begin. So bly ingeskakel want ons gaan in elke video op 'n ander aspek van die apartheidsbedeling van die vorige eeu fokus en dit uit 'n geskiedkundige, historiese, feitelike oogpunt uitdek. En ons gaan nie iets wegsteek of terughou nie. Om die belangrikheid van hierdie reeks te beklemtoon, gaan kyk gerus na ons onlangse video oor hoe dit wat op apartheid gevolg het, die enigste politieke sisteem wat ek ken, hierdie land totaal en al vernietig het. Klik net op hierdie skakel wat tans op die skerm hierso by my vinger verskyn. En maak ons hande asseblief sterk deur 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Met u hulp kan ons die nasie se harte verander. Totsiens en God seën elkeen van u.